Goeiemiddag geliefdes, goeiemiddag. Dit is Sondagmiddag. Dit is Pastor De Bruin op die blad, die Apostolic Voice, wat weer eens na u toe kom in die huis, in die geriep van die eetkamer, slaapkamer, waar ook al, sitkamer, waar jy nou lekker relax in die binnenplaas, en as daar familie en vriende daar naby is, ja, hulle is saam ingetune. Dit is Sondagmiddag en ek is die Here dankbaar vir 'n geleentheid soos hierdie, baie warm weer in die Parel. Maar oral waar hierdie uitsending gestuur word, maak nie saak of dit in die Drakensberg, Wynland streek of die Breë Rivier, Johannesburg, waar ook al julle intune. Geniet saam met my hierdie program. En ek is nog steeds besig met dieselfde tema, waarom is bekering belangrik? Maar vandag bedien ek uit die angle van versoening. Amen. Versoening. It's very important because we need to reconcile with God. Whether we look to it from various angles, different perspectives, we have to reconcile with God. Ons kan nie daar verby kom nie. Ons gaan nie daar verby kan kom nie. In hierdie nuwe jaar het u nodig om met God te versoen, as u nog nie met die Here versoen het nie. Amen. So ja, ek praat vandag uit daai angle, maar voor ek dit gaan doen, het 'n baie interessante dag tot dusver, maar hierdie song kom by my op, wanneer ek luister na hierdie song, en ek begin het toe te sing, want hierdie song begin vir my 'n storie te vertel, vers 2026. En in hierdie jaar gaan ons vriende nodig het, maar die beste vriend en die beskikbaarste vriend, en hierdie vriend wat jy nooit in die steek sal laat nie, is die vriend Jesus. Hy is die beste vriend wat jy in 2026 aan jou kant wil hê. You need him in your corner. Jy het hom nodig wanneer jy deur probleme gaan. Jy sal hom nodig kry wanneer jy deur siekte getreiter word. Jy sal hom nodig kry wanneer jy deur situasies moet gaan. Jy gaan die Here in hierdie jaar nodig kry soos nooit van tevore nie. So, bear with me. I want to do this just the first verse of this song, of this hymn, wat my vandag baie encourage het. En ek wil vir jou sê dat jy kan maar wat te Engels gebruik, as jy nie hierdie vriend Jesus aan jou kant het nie, is jy verlore. So there's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. None else could heal all our souls' diseases. No, not one. No, not one. And sing saam met my die chorus. Jesus knows all about our struggles. He will come till the day He's done. There is not
a friend like the lowly Jesus. Hallelujah. No, not one. No, not one. A chorus again. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day He's done. Ooh, there's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Hallelujah. As jy die lied saam met my gesing het, God bless you. Amen. Daar's net een vriend en sy naam is Jesus. Blaai saam met my na die skrifgedeelte in Jesaja 59 vanaf vers 2. Jesaja 59 vanaf vers 2. Ek lees uit die 83 vertaling uit en ja, julle gaan miskien 'n ander vertaling het soos wat ek normaalweg sê. In die vertaling wat u vandag het lees, gaan die konteks dieselfde wees, maar die woorde gaan miskien verskil. Amen. So die skrif lees as volg vir u aandag vandag. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie. Kan ek dit weer oorlees vandag? Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie. As die skrif nog nooit so duidelik gepraat het, soos Jesaja dit in die 59ste hoofstuk van die 2de vers dit vir ons skryf vandag, en hy sê, dit is julle oortredinge, verwys na die volk, verwys na die wêreld. Amen. Wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Hy sê dit is julle sondes wat maak dat hy nie aan julle steur nie. En nie na julle wil luister nie. Geliefdes, in hierdie dag is dit vandag belangrik om te verstaan dat jy versoening nodig het om met Christus, amen, 'n verhouding aan te knoop. Amen. Versoening beskryf die handeling waardeur die breuk tussen God en die mens herstel word. Dit is wat versoening is. Dit beskryf die handeling waardeur die breuk tussen God en die mens herstel word. Jy sien, die breuk ontstaan as gevolg van sonde en sny die mens af van God en sy lewensgewende teenwoordigheid. Esegiel, en lees saam met my hierdie gedeelte 16 vanaf vers 62 en 63. Esegiel sê die Here, ek sal, dis die Here hier in hoofletters, ek sal my verbond met jou in stand hou. En jy sal besef dat ek die Here is.
Ek sien, as ek met God versoen, dan is die woord wat die Here vandag vir my en vir jou wil gee, is dat hy sy verbond met jou in stand sal hou. En jy sal besef dat hy die Here is. Die 63ste vers, luister. Jy sal daaraan dink en nie weer jou mond, of skoon, kom ek lees weer oor. Jy sal daaraan dink en jou skaam. Hoor mooi, jy sal van skaamte nie weer jou mond oopmaak nie, want ek gaan my met jou versoen, ten spyte van alles wat jy gedoen het, sê die Here, my God. Halleluja, wat 'n kragtige woord. Jy sien, deur hierdie belofte wat die Here maak, my liewe vriend, word die gemeenskap tussen God en sy volk herstel. Kom ek noem dit so, deur hierdie verbond wat God met ons aangaan, word sy verhouding of gemeenskap met ons as sy kinders herstel. Ek sien, my liewe vriend, in die Ou Testament, as ek so 'n bietjie geskiedenis gaan gee oor versoening, het versoening 'n belangrike rol gespeel, maar dit het gepaard gegaan met versoeningsoffers. Naamlik die sondeoffer en die skuldoffer. Jy sien, die brandoffer het ook later 'n rol begin speel, en dit het gegeld om versoening aan die volk te gee. Jy sien, ons kan daarvan lees, en ek gaan nie daarna toe blaai nie, as gevolg van die tyd. Jy kan dit lees in die eie tyd, Levitikus 1 van vers 4, kan ons lees van die sondeoffer, skuldoffer en brandoffer, Levitikus 4, 22 tot 26, en Levitikus 5, vers 1 tot 6. Daar kan jy lees van hierdie verskillende offers. Maar my liewe vriend, afgesien van hierdie versoeningsoffers, wat op bepaalde omstandighede, of tydens bepaalde omstandighede gebring was, het die gereelde offers by die tempel plaasgevind. En dit het jaarliks, die groot versoeningsdag, het dit beklemtoon. Versoening was in die Ou Verbond baie belangrik, en daar was 'n offerdier gebruik om sodat daar versoening gebring kan word. Die bloed van hierdie offerdier was dus gesprinkel reg rondom die altaar, en by sekere geleenthede, my liewe vriende, was selfs die bloed gebruik en aan die mens gesmeer. Die bloed was ook gesmeer aan die horing van die offerdier, of van die altaar. U moet verstaan, in die Ou Testament was versoening geweldig belangrik vir God en die Israeliete. Want die Israeliete het 'n tipiese lewenstyl gehad. Wanneer met hulle goed gegaan het, het hulle van God afvallig geword. En dan moes daar geoffer word, sodat daar weer vergifnis vir hulle oortredinge en sondes gegee kan word. Die belangrikheid van hierdie offer was, daar moes bloed vloei, sodat die bloed rondom die altaar gesprinkel was. En selfs op die altaar, by tye, selfs aan verskeie mense, was dit gesmeer. My liewe vriend, Jesus kom in die Nuwe Testament. Hy kom as die offer. Hy sterwe
voordat hy sterwe word sy liggaam gebreek, of nie gebreek nie, maar sy liggaam word gekwes, sal ek noem, gekwes. Sy liggaam word broos geslaan. Dit was stokke, dit was rieme, dit was enige iets, hy het die vernederings het hy verduur, sodat ons verlossing kon kry. Kom ek lees, sodat u verstaan. Wie sal, Jesaja 53, wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet en in droë gronde. Hy het nie skoonheid of pragt gehad nie, amen, dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding, wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig weggedraai het. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Amen. Daai proses het Jesus, hier is profesie, was so plus minus 700 jaar voor Jesus se tyd, het Jesaja dit geprofeteer. En toe Jesus kom, toe vervul hy hierdie profesie. Amen. Mense het hom nie gelike nie. Mense het hom beskuldig van dinge wat hy nie gedoen het nie. Mense het hom gespoeg, mense het op hom, gekus, hulle het hom vervloek, en mense het die lelikste goed aan hom gedoen, maar hy het sy mond nie oopgemaak nie. Te praat van God se grootheid. Hy was gewillig om te sterwe, sodat ek en u versoening kon kry. Bloed moes vloei. He was wounded for our transgression, bruised for my iniquity. The chastisement of his sin of his life was upon me, and by his stripes we were healed. Hy het die prys betaal vir sonde wat hy nie geken het nie. Want hy het my oortredinge, my sonde, my moorddadigheid, my lelikheid, my slegte gewoontes, dit was op hom gewees. En toe hy op die kruis hang, toe hang hy daar as mens, want die vloek van die wêreld op hom het. En hy verslaan elke sonde, elke greintjie van sonde, verslaan hy op die kruishout. Amen. Dis waarom ons nou versoening gekry het. En dis waarom ons vry kan wees van hierdie oortredinge van sonde. Niemand het weer nodig gehad, sodat daar weer bloed moes vloei vir sondes nie. Want Jesus, hy het dit ten volle betaal. My liewe vriende, hoeveel keer sal ons dan nou nog uitstel? Hoeveel keer sal ons dan nog altyd vir hom wegwys? Hoe lang sal ons nog vir hom weier? Ons sal eerder
vashou aan die ewel van hierdie wêreld. Dinge wat vir ons baie min beteken. Maar luister wat gebeur, Jesus, hy skryf en hy sê hier in die 10de vers van die 10de hoofstuk in Johannes, hy sê 'n dief kom net om te steel. En dit was die vyand se mandate gewees. Om waar Christus opbou, sal die vyand altyd afbreek. En hy kom om te roof en te steel. Hoor wat sê die skrif? En te slag en uit te roei. Maar die Here sê hier, ek kom, of ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê. En dit in oorvloed. Luister my liewe vriend, jy kan net lewe hê, of die lewe geniet, of die lewe ervaar, as jy met God versoen het. Amen. Jy kan nie, jy weet, daai tipe lewe geniet, as jy nie met God versoen nie. Met ander woorde, jy het dan nie die lewe nie. Jy is dood in jou sonde, dood in jou misdade. Amen. En om daar uit te kom, het jy versoening met Christus, het jy dit nodig. Die definisie van hierdie versoening word beskryf deur die handeling, waardeur die breuk tussen God en die mens gestel word. If you don't have Christ, my friend, you need to reconcile with God in order to be set free. You need to reconcile with God in order to be delivered. Ons het nodig om met God te versoen, sodat ons bevryding kan ervaar. Hy wie die seun vrygemaak het, is waarlik vry. Ja, halleluja, halleluja. Glory to God, glory. Hy wie die seun vrygemaak het, is waarlik vry. Luister my liewe vriend. Ons moet in 2026 moet jy daardie brawe besluit maak. Jy sal moet vir 'n besluit maak. Die lied sê, I rather have Jesus than silver or gold. Luister my liewe vriend, wat sê Jesus hier in Handelinge 2 vanaf vers 17? Hy sê, so sal dit in die laaste dae wees, sê my God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder in die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. Die tyd van die Here is hier. Die tyd van die Here is hier. Amen. As jy die uitstorting van God se Heilige Gees op jou lewe wil hê, moet jy met God regmaak. Jy moet versoen. Jy moet hom aanneem as 'n persoonlike saligmaker. Weet mense, jy weet, wil altyd eers sien voordat hulle glo. Mense wil sien dat sekere goed moet plaasvind. Dink net aan, jy wil eers sien wanneer die Here op die wolke gaan verskyn voordat jy gaan glo. Dan is dit te laat vir jou. Dan is dit te laat vir jou. Want is dit hulle wie in Christus was, wat saam met die Here weggeraap gaan word.
Mense moet verander. Jy kan die tipe geloof of die tipe gewoonte kan jy vir iets anders gebruik. Veral vir hierdie quick fix prophets wat in hierdie tyd opgestaan het. Wat jou spuit met doom, wat jou slange ingee, wat jou gras voer. Jy kan die goed met die mense doen. Wat in die ronde skop en op jou staan en jou verneder, jy kan dit met hulle doen. Jy weet, ek wil eers sien voor ek glo. Maar met die Here kan jy elke woord uit sy woord vat en jy kan dit maar glo. Dit is of ek glo sy woord of ek bly hier agter. Dit is of ek glo sy woord of ek sterwe sonder hom en ek spandeer my entire eternity in die hel. Dit is hard, my liewe vriend, maar dit is nodig om het te sê. Want ons mense wil God se woord eenvoudig net nie glo nie. Praat hy oor sy drinkery, dan sê nie, moenie kom judge nie. Praat hy oor sy sonde, dan sê nie, moenie kom judge nie. Jy wil nie God se woord glo nie. Weet, daar kom 'n dag. Kom ek lees vir jou. Daar kom 'n dag. En daar is die dag wat jy, my liewe vriend, nie wil ervaar nie. Daar is die dag wat mense nie wil sien. Daar is die dag wat mense gaan wens, het ek daar nie. Hoekom het ek maar nie eerder 'n besluit gemaak nie? Hoekom het ek nie geluister toe daar met my gepraat was nie? Daar is die dag wat die kap van die koring geskei word. Hoor wat sê Malagi 4. Die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees. Luister, as ek maar dit sê nie, is die woord. So, moenie sê ek judge nie, moenie sê ek oordeel vir jou nie, nee, ek oordeel jou glad jou, ek lees net die woord. Hier is die woord, ek lees die woord. En hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here, die Almagtige. Hoor wat sê, daar sal van hulle nie 'n wortel nie, 'n tak oorbly nie. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos 'n vetgemaakte kalwerse. Julle sal die goddeloses vertrap, dat hulle soos stof onder julle voete word. En die dag, as ek ingryp, sê die Here, die Almagtige. My liewe vriend, dit is 'n harde boodskap wat it is needed for you to think. Is die pad wat ek oploop die regte pad? Jy sien, jy is in die kerk, jy dien die Here, but you still living on excuses. Want wanneer jy wil verkeerd doen, dan gaan die Here nou vir jou verstaan. No, it doesn't work like that. Jy gaan hierdie dag voel. Hierdie dag gaan jy ervaar, my liewe vriend. Vir jou kan dit slegter afwees, want jy was. Jy is in God se huis, jy geniet God se teenwoordigheid, jy geniet die woordbedienings, jy geniet die aanbiddings, en hier is jy op 'n verskoningspad. Jy gaan hierdie dag ervaar, hierdie dag wat gaan kom, wat die kaf van die koring geskei word. Amen. Bybel sê, die kaf gaan brand. Oh, hy gaan brand. Daar gaan geen wortel oorbly nie, en daar gaan geen tak oorbly nie. Dit is eenvoudig wat met jou gaan gebeur as jy Christus nie gaan aanneem nie. Dit gaan met jou gebeur as jy nie met God gaan versoen nie. Dit gaan met jou gebeur as jy die Here weier. Gee my nog 'n kans.
Ek is nog nie klaar met dit wat ek graag wil doen nie. I've got a few gigs to do. I have this event and I have that event. Jou dag gaan nie moeilik nie. Dis die dag wanneer jy gaan spyt kry en jy gaan sê, Janne, waarom het ek nie in die eerste plek geluister nie? Stem gaan vir jou by jou kom te laat, vir ewig te laat. My liewe vriend, elke dag, as jy stap, dan is daar tog 'n stem wat met jou praat. Want wat jy sien, kom jy agter, maar as dit nie vir die genade van die Here was nie, dan sou jy nooit hier kon geloop het soos wat jy loop nie. Jy hoor van mense wie afsterwe. Jy hoor van mense wat in ongelukke betrokke word. Jy hoor die sirenes van ambulanse en jy dank net God vir jou uitgespaarde lewe. Het jy nie aan God dan 'n rede om met hom te versoen? Use that opportunities, every opportunity, it is important. Dit is belangrik. Jou kerkloop gaan nie vir jou in die hemel bring nie. Jou offers, jou tiendes, jou dankoffers, whatever jy bring, gaan nie vir jou in die hemel bring nie. Jou betrokkenheid in tot die kerk se program, jou gehoorsaamheid aan die priester, die dominee, die pastoor, die apostel, dit gaan nie vir jou in die hemel bring nie. Jy het 'n persoonlike verhouding met die Here nodig. Aanleek jou verhouding met God, wat vir jou die deurslaggewende faktor gaan wees, vir jou om in die hemel te kom en met Jesus te vertoef. Het gaan dit nie wonderlik wees, wanneer ons daar by Jesus aanland, hulle wie hom gedien het in gees en in waarheid nie. Gaan dit nie wonderlik wees om daai dag die ervaring van jou lewe te hê nie. Hier op die aarde het jy maar jouself in die prentjie geplaas, vir jouself in die movie geplaas. Hoe gaan dit wees saam met die Here? Maar hier gebeur dit nou, waar jy met God aan een tafel gaan sit, waar jy saam lof en dank aan God gaan bring, waar jy saam aan een tafel gaan sit en celebrate. Gaan dit nie wonderlik wees nie? My liewe vriende, the ball is in your court. Whatever you make with this word, gaan bepaal waar jy gaan opeindig. Luister, my liewe vriend, ons lewe is soos dit, oogknips. Oogknip. Net vanoggend kry ek, nie vanoggend van, ja, so vanoggend se kant, die laat, sê voor 12, kry ek by buurvrou, wonderlike mense, en terwyl die dogter van hier na Checkers toe vat, vertel sy vir my hierdie verhaal van hierdie jong man. Hulle het hulle pa so 'n paar maande gelede in 2025 hulle pa begrawe, so 'n paar maande terug. En vanoggend toe sterwe hy aan 'n hartaanval. Ons lewe in 'n oogklipse tyd. Jy kan nou gesond wees. Jy klip jou oog, dan is jy ook nie meer daar nie. En jou besluit hang nie af van hoe lank jy nog kanse oor het nie. Daar is nie meer tyd oor nie. Jou besluit is heiliglik, soos in vitaal. Jy moet dit maak. En jy moet dit nou maak. Want jou volgende minuut is nie vir jou verseker nie. Jong mense, jy moet nou 'n besluit maak. Want soos wat jong mense sterwe, kan jy dit nooit glo nie. Jy moet 'n besluit maak. Next time, dit gaan vir jou in die verderf bring. Next time gaan jou hierdie Malagi 4 ervaring gee. Next time gaan vir jou in 'n plek bring waar jy die vuuroond van die hel gaan ervaar vir ewig.
En hoe gaan dit nie vir jou voel op einde van die dag? Hoekom het ek nie geluister nie? Toe daar met my gepraat was, ek het nie aangeslaan nie. Nou is ek in hierdie plek, my familie is in die hemel, hulle geniet, hulle het nie die tipe goed wat ek ervaar nie. Pyn en lyding en geknars van tande. Hoekom het ek geluister nie? Dis die dag waar jy gaan spyt kry. So keep on with your nice time. Keep on with your drinking. Keep on with your partying. Keep on with what you're busy doing. I'm telling you, jy gaan 'n Malagi 4 ervaring het. Dis die dag wat gaan brand, soos 'n oond. Hulle wie teen God in opstand gekom het. Jy het geluister, jy het gehoor en jy het nie gedoen, soos wat die Here dit van hom verwag nie. Nice time was more important than God. Nee, môre is nog 'n kans. Môre is nog 'n dag. Môre is nie gegarandeer nie, my liewe vriend. Laasweek toe begrawe word daar 'n 16-jarige seentjie begrawe. Vroeg uit die lewe geruk. Môre is nooit verseker nie. Maar wat ons weet, as jy met God versoen, is jou plek in die hemel verseker. Die pad waar jy nou op is, partying a nice time. Daar's 'n pad weg wat vir ons reg lê. Kom ek lees. Ek hou daarvan. Ek het besluit ek wil nie meer goed quoteer. En ons mense dink dat ons oordeel nie. Nee, ek oordeel niks nie. Ek gaan net skrif vir jou gee. Jy kan saam mee lees as jy so voel. Romeine. Kom ons lees. Romeine 3 vers 23. En soos ek sê, my Bybel gaan anders lees, die Bybel gaan different lees vir al die 33 vertaling. Kom ons lees. So I'm not lying. Ek is nie besig om julle te vertel ek gaan nou klaarmaak. Die Bybel sê almal het gesondig. Luister, almal. Niemand het perfek gekom nie. En het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Amen. Kom ons lees 25 en 26. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Nou jy my liewe vriend, jong man, jong dogter, jy het mos teen God in opstanding gekom. Jy het nie sy woord geglo nie, jy het nie gedoen wat sy woord sê nie, en jy het maar net geaanhou partying. Dit is nog nie jou tyd nie. Ek is nog te jong, daar's nog te veel om te doen. Daar's nog te baie om te sien. Ek kan nie nou nie. Die dag, Malagi 4 dag, gaan vir jou verskriklike dag wees. Amen. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes, luister, wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe, maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, luister, dis nie ek nie, die Bybel sê, die Here God oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. As jy nie in Jesus glo nie, my liewe vriend, jy het nie verhouding met hom nie, dan is jy buitekant hierdie teks. Jy kan nie aanspraak maak op hierdie versoening nie. Amen. Kom ons lees Romeine 6, vers 23. En ek gaan hiermee klaarmaak. Ek oordeel nie, ek lees net die woord. Ek lees die woord, onfeilbare woord, die loon van die sonde. Luister, die loon van die sonde. Kom ek lees die 83. Ek quoteer nou sommer die 33 vertaling. Die loon, kom ek lees, wat die sonde gee, is die dood. Amen. Okay, kom ek sê hom in
in die nuwe betaling, die betaling wat die sonde gee, lei tot die dood. Die genadegawe wat God gee, luister, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Luister, die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Maak daai besluit, my liewe vriend. Maak daai besluit. Môre is nie vir jou gegarandeer nie. As jy gedink het nou, jy wil nog 'n laaste party bywoon. Daar's baie getuienisse wat ek van weet, wat ek van getuig het by wie se begrafnis ek was, wie na 'n party, after party, 'n function gegaan het en daar sy dood gekry het. As ek maar tog net geluister het na die woord van God. Ek het my ore toegedruk en gedoen wat ek voel vir my daai oomblik reg was en het die verkeerde besluit uitgeoefen. My liewe vriend, ons gaan weer praat. Mag jy weet, daai omkeer maak. Mag jy daai besluit maak wat jy lewe radikaal gaan verander. Hierdie besluit kan lewensveranderend wees. Versoening beskryf die handeling waardeur die breuk tussen God en die mens geherstel word. So laat ons versoen met Christus in hierdie dag, hierdie uur, hierdie minuut, sodat ons, wanneer die Here kom, gereed sal wees om met hom te gaan en in hemelse plekke saam met hom deur te bring. Mag u woord geseën wees tot die hart en mag u vrugte pluk uit hierdie woord uit. En ek speel vanaand uit met Be glorified. Amen. Die Here seën u vanaand.